as jy hier uittreë, is jy die beste, amptelik die beste in Suid-Afrika. Maar sê gou, wie gaan daarmee stry dat dit die beste, nie die beste van die beste, so Nasionale dis om kampioenskappe. interras te ontwikkel. Ja, Dit is die geleentheid hierso, Ja. dis wat ek amper sê die pioniersinisiatief hierso. dit is ja. Lizette, baie dankie vir jou tyd. Vertel ons 'n bietjie meer van die Old Mutual interras kampioenskap. Ek wil dis nogal 'n groot ding. Ja, baie dankie Jacques, ja. So dit word bekend gestel as die wêreldbeker van skoue in Suid-Afrika. Jy kan nie aan hierdie skou deelneem uit jou eie uit nie. Jy moet kwalifiseer. So die wenners van ongeveer 10 landbouskoue reg oor Suid-Afrika kom neem deel aan hierdie So kompetisie. hier is die soos jy sê, is die champions of champions. Dis die kampioenskap van kampioene. As jy hier uittreë, is jy die beste, amptelik die beste in Suid-Afrika. Ja. Maar sê gou, wie gaan daarmee stry dat dit die beste, nie die beste van die beste is. Kom, like sê ons het nou byvoorbeeld met ou soos PJ, né? So ek wil sê wie is die mense wat betrokke is wat hierdie ding, ek wil sê hierdie status, baie hoë status gee. Ja, Jacques, soos ek gesê het, jy moet kwalifiseer. Om te kwalifiseer moet jy aan een van 10 landbouskoue deelgeneem het. Nou dit is Hertsgwil, Lichtenburg, Vryburg, Bloemskou, Nampo, Ellisras, Tabazimbi, George, Swartland en dan nou die Parys Alleras skou. So om by hierdie skoue moet jy in jou rasse kampioenskappe deelgeneem het en dan daar moes jy die opperste kampioen manlik en vroulik gewees het. Dan by hierdie landbouskoue is daar dan 'n interras wat deur 'n onafhanklike paneel beoordeel word. Nou slegs as jy by daardie kampioenskap die wenner van die skou, betrokke skou was, word jy genooi na Nampo Alpha se interras kampioenskappe toe. En hier het ons dan nou 'n internasionale beoordelaar wat dan PJ Butler is, wat onafhanklik staan van enige van hierdie rasse. En dan, wat die interras so uniek maak, is die feit dat jy nie rasse met mekaar vergelyk nie, maar jy vergelyk 'n individuele dier binne sy ras met 'n ander ras. Die kwaliteite wat jy in jou ras wil tentoonstel, word dan met 'n ander ras vergelyk. So dis baie, ek wil sê dit help standaardlig. Dis nie kompetisie per se nie. Nee. Dis amper weet hoe lyk goed. Ja, so wil ons hê ons ras moet lyk. Ja. Hierdie is die toonvenster van ons ras. En dan word daar dan nou elke jaar die beste koei en die beste bil aangewys by Nampo Alpha. So wanneer was die eerste wenners? Die kompetisie is hierdie jaar 8 jaar oud. Ons het begin met 'n nederige wegspring in 2016 by Parys se Afridome en sedertdien het die interras ons vlaggenskap kompetisie geword van Nampo Alpha. Okay. En dan wie verlede jaar, hoe lyk die wenners? Ek wil amper sê wat se tipe beesrasse, die boere, ek wil sê die grootte van die boere wat gewen het. Verlede jaar het ons 'n baie goeie verskeidenheid gehad. Ons het Simmentaler gehad, ons het limousines gehad, om maar net 2 van hulle te noem. Ek weet ons het Brahman gehad al in die verlede. Ons kry van al die skoue af. Angus doen baie goed, maar ja, oor die jare het hulle maar gewissel. John was een van die teelers wat het min kere nog kon regkry om 2 of 3 wenners. John Davenport. John Davenport het 3 maal die interras kompetisie, die internasionale. Limousines, né? Ja, met die limousines het hy gewen. Sure. So, en dan jy kan nooit sê is dit die koei of die bil wat gaan wen nie. Dit is 'n naalbyt geleentheid en wat die geleentheid so spesiaal maak is tydens die diner loop die diere in parade deur die saal tussen die tafels en die mense deur en die mense geniet dit verskriklik. Dis 'n moederparade. Dit is 'n groot opwinding en eers na die parade dan word die wenners aangewys. En wat ons hierdie jaar nou met Old Mutual se hulp gaan doen, is ons gaan 'n bietjie probeer om ons kwalifiseerders te help in terme van vervoer en verblyf, want dit is maar 'n groot uitgawe vir 'n stoetboer. En dan gaan hierdie spoggeleentheid gaan ons dan nou nog bietjie meer glans gee en ons hoop om dan nou vir die beste wil en die beste koei in Suid-Afrika die eer te gee wat hulle toekom. Sure. Sê my en in Bloemfontein nou hier by die Bloemskou, ek wil dis nog dit voel vir my hierso is die hart van Bloemskou is bees wil ek amper sê. Ja, Bloemskou is een van die min landbouskoue wat nog op hierdie vlak aangebied word. Hier is 3 nasionale kampioenskappe hierdie jaar en 'n hele klomp streekskampioenskappe. Dit hulle bars uit hulle nate uit. So dit bly 'n goeie vertoonvenster vir teelers. En ja, ons sien uit daarna om Vrydag dan nou te sien wie die wenner met die goue beker gaan wees wat ons dan nou kan nooi na Nampo Alpha toe. Okay. En sê vir my in terme van daai
Ek wil sê ek wil terugkom na die goeie goed wat vergelyk word, nee, die interras, jy het nou gepraat van alle ras, Parys alle ras. Ek wil is daai ook 'n volgende stap. Kom ons pak 'n bietjie die Parys alle ras uit. Ja. Dit is nie, né? Ja. Kyk, Parys alle ras skou kom al 'n hele paar jaar. Ja. Dit is maar net hy het onlangs eers bygekom in die seleksie. Ek verstaan, hy's 'n Ja, deel van die hele ja. okay. En die groot ding is, dit help nie net, daar is 'n skou met 'n kampioenskap nie. Die skou moet 'n interras aanbied. Met ander woorde, daar moet meer as een ras genootskap betrokke wees by die skou en uit daardie genootskap uit word dan 'n interras bekend gestel. Ja. En slegs as jy in die interras wen, kan jy genooi word na die nasionale dis om interras kampioenskappe. te ontwikkel. Ja. Dit is die geleentheid hierso. Ja. Dis wat ek amper sê die pioniersinisiatief hierso. Dit is ja. Daarso. Dit is ja. En daar op 'n of ander dag, dit is so ek dink soos hulle sê, a rising tide lifts all boats. Ja. So in die proses met daai deel van inligting kan ons al die genootskappe se, ek wil sê, help om die game te lig. Ja, en jy weet Jacques, die ding is Suid-Afrikaanse boere word gesien as van die beste in die wêreld. So hierdie skep 'n platform vir hulle om juist daardie genetika en daardie harde werk die eer te gee wat hulle toekom. Ja. So en sê vir my in terme van die inskrywing self, kan julle ouens wat julle nooi. Ja. Is daar 'n vaste hoeveelheid, so weet julle al klaar wie gaan Dis meerendeels 10 skoue, 'n bil en 'n koei. So ons praat van 20. maksimum 20. En dis elke jaar. Ons sal dit graag wil uitbrei, maar vir nou is dit ons plafon. Ek wil sê dit is julle is reeds baie besig. Ja. So, en wat is jou gunsteling beesteras? Ek mag nie sê nie. Die regte antwoord.